Ja, dankie julle. Dankie vir julle getuienisse. As ek altyd vir Joe hulle so kyk en dink julle kan dan bly wees, ek kan nie lekker gitaar speel en sing, julle sal my nie aan die werk gekry het nie. Hulle sal my heeltyd onder die boom gekry het besig om so lekker te sing en speel. Ja. Dankie julle, dankie Joe en die span. Ag, en vir my is dit eintlik net so amazing. Ek moet seker net, maar ek doen nie altyd die Joe om te kyk na die liedere wat jy kies op 'n Sondagoggend. Dit is sommer net luister waar Marinda begin het, wat die Here vir my gewys het, wat jy sing, wat die getuienisse sê. Dan weet ek die Here, ons hoor die Here. Hy's besig met ons. Hy ja, so vir my so mooi. Ek wil voor ek by die woord kom, wil ek 'n skrifgedeelte deel wat ek dink so 10 dae terug in 'n klein groep sommer net ervaar het in my interaksie met mense oor die laaste 10 dae. Ja, met ons eintlik, weet jy, dalk moet ek vanoggend se woord los en eintlik meer hieroor gepraat het, maar meeste van julle wat hier sit, ken die gelykenis van die barmhartige Samaritaan. Die ouens wat Jesus uitvang om te vra, hoe kry hulle ewige lewe? En Jesus sê toe vir hulle, jy moet God lief hê met jou hele hart en jou medemens as jouself. En toe probeer die fariseërs hulle regverdig en hulle wil hom toe, wie's my medemens? En toe vertel hy die volgende gelykenis. En ek dink die algemene lees van die barmhartige Samaritaan is as ons na dit kyk, dan sê ons, ons is nie die Leviti of ons is nie die priester, ons wil soos die barmhartige Samaritaan wees, nee. Hulle twee het die ou in die sloot gekry, hulle ken die storie, die ou wat in die sloot lê, hy's aangerand, en dan kom die Leviet daar verby gestap, en die priester kom daar verby, kom sê maar die pastoor stap daar verby, en die dominee stap verby, en al twee van hulle kyk aan 'n pad, en los die ou in die sloot. En dan kom hierdie barmhartige Samaritaan, wat eintlik 'n nobody in society is, en hy hou stil, klim van sy donkie af, en hy begin om die persoon in die sloot te help. So, en dan het ons gewoonlik so godsdienstige, wat ook, ons kan dit so toepas, dalk het Jesus het vertel om het so te hoor, is ek nou soos die priester, is ek soos die Leviet, of is ek soos die barmhartige Samaritaan teenoor my naaste, as ek nood sien, help ek. Maar in baie ouens het dit al anders ook voorgehou, maar in die week ervaar ek net dat, en veral ons jong mense ervaar ek, sukkel om Jesus te sien vir wie hy is. En die ander manier hoe om die barmhartige Samaritaan te lees, is om jouself te identifiseer met die persoon wat in die sloot lê. Baie min doen ons dit. Ons is daai godsdienstige ding en ons is ek nou die Samaritaan. Ek is nie so sleg soos die priester, ek is nie so sleg soos die Leviti. Ek doen dan by die barmhartige Samaritaan. So sit dit op sy en dink daaraan, as jy na die storie luister, dat jy die persoon is wat aangerand in die sloot lê. En na wie kyk jy? Ek is seker die man wat in die sloot gelê het die priester dopgehou en gedink, ek hoop hy kom om my te help, ek dink hy kan my help, die Leviet kom om my help. Maar dan kom die barmhartige Samaritaan verby, en ons kan nie gelykenis lees, dat die barmhartige Samaritaan Jesus is. En dit voel vir my ons jonger mense, dalk ons oueres ook, het meer nodig, om die barmhartige Samaritaan vir Jesus te sien. Kom ek lees 'n stukkie, maak jou oë toe. Dan vra jy, is dit hoe ek vir Jesus sien, of nie? Toe het 'n Samaritaan verbygekom, ek gaan nou maar my eie woorde, ek hoop ek maak 'n foutie. Toe het Jesus verbygekom, en toe hy die man of die vrou sien, het hy hom innig jammer gekry. En Jesus kniel toe langs hom, behandel sy wonde met medisyne en verbind dit. Toe het hy die man of die vrou op sy donkie gehelp en hom na 'n herberg geneem en daar verder versorg. Die volgende dag gee hy vir die herbergier 2 silwermuntstukke en vra om die man te versorg, of die vrou te versorg. As die rekening meer as dit is, het hy gesê,
sal ek die verskil betaal wanneer ek hier langs terugkom. En ek wil hê jy moet weet, dit is hoe Jesus oor jou voel. Want ons almal lê op 'n manier gebroken in die sloot. En die enigste een wat ons kan verbind en gesond maak, is Jesus. En hy wil dit doen. Hy wil dit doen. En wat ons sien uit die barmhartige Samaritaan is dat hy alles gegee het wat nodig is om hierdie persoon van gebroken, stikkend en siek tot genees te kry. En mag ons in ons manier van lewe en omgaan met mense hierdie Jesus voorhou, want dis hoe hy is. En nie die een voorhou wat as ons dit reg doen, sal hy dit gee nie. Dis nie die God en die Jesus wat ons aanbid nie. Sy genade, soos om Ellen vanoggend getuig, is ongeag ons gebrokenheid en ons stikkendheid. Hy weet ons kan niks doen uit die sloot uit en om onsself daar uit te kry nie. Maar hy wil by ons stil staan om ons daar uit te help. Mag ons die Here toelaat in ons eie lewens en ook hierdie Here vir mense toe voorhou met wie ons omgaan in hierdie samelewing. Here, ek bid dat ons siening, ons perspektief, ons prentjie, ons verstaan van wie U is, in lyn sal wees met die goeie Vader wat sy seun gestuur het om elkeen te verbind wat gebroken en seer is. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ja, so dit is sommer net ietsie wat ek voel vir my gereeld ervaar, jy weet, dis iets wat ek weet van julle nie, wat elke mens in sy lewe moet veg, is dat Jesus die barmhartige Samaritaan is daar vir my indien ek dit of dit doen. Dis iets, maar dis religion, dit is nie Jesus wat ons aanbid nie. En dit voel vir my ons jonger generasie sukkel ongelooflik baie daarmee. En ons moet hulle help om te sien dat dit nie Jesus is wat ons aanbid nie. Want anders val ons vas in werke en dooie werke wat ons uitbrand. Brett het 2 weke terug oor community gepraat. We busy talking about sit, walk, stand. En ons het lang stil gestaan. Ek het eintlik gehoop vanoggend is daar iemand wat kom om te sê, dis wat dit vir my beteken om te sit. Hoe gaan dit met sit? Hoe gaan dit? Goed. Annetjie sê dit gaan goed. So die vraag is, hoe gaan dit met ons sit? En ek dink ietsie wat ons vir mekaar herhaaldelik in die weke wat ons by sit stil gestaan het gesê het, is, we are not able to walk, we will not be able to stand if we don't sit. En ja, ek dink as ek vanoggend 'n getuienis moet deel, dan is dit in lyn met Jacques se woord van laasweek. Ek was nie hier nie, maar ek het geluister. Ek dink dit was briljant. En ek wil iets van dit herhaal, want dit is so belangrik dat ons hoor wat hy gesê het. Want my vlees wil iets anders hoor as wat hy gesê het. Of wat die woord sê. Jacques het gesê wat die woord sê. En in kort, as ek moet opsom wat hy gesê het, is hy het gesê, mag worship in moeilike tye en aanbidding en blydskap 'n leefstyl wees, maar wat my vlees wil hoor, is dat dit die key is tot deurbraak. Het julle dit gehoor laasweek? Dit is my brilliant dat hy aangebied het, dit waaruit hy gelees het, nie as nog 'n meganisme of 'n sleutel om omstandighede te verander in my lewe nie. Dis nie wat hy aangebied het nie. Hy het gesê, ongeag my omstandighede, kan ek die Here vra om my te help om te loof en prys en om te vertrou vir die uitkoms. Ja, so as ek iets moet getuig vanoggend, dan is dit hoe dat die Here iets in my binnekant verander, sonder dat iets buite hom my verander het. Ek dink dit bring my meer joy en 'n dieper stuk vreugde as wat my omstandighede verander het. En is iets wat ek in die week wat verby is, die weke wat verby is, ervaar het, is dat die Here iets binne in ons kan doen sonder dat dit buite hom ons verander. En ja, so dit was vir my baie mooi van Jacques se woord, is dat it's not a promise that now things will change.
goed gewees. Ek wil aansluit by Brett se woord van 2 weke terug. Ek wil nie vra of julle kan onthou waaroor dit gegaan het. Brett het gepraat oor 'n deel van walk en gepraat daaroor is dat deel van walk is fellowship en om mekaar te ken. En ken ons mekaar. En sal ons moeite doen om uit te reik en tyd te spandeer sodat ek Joe en Lindy nie net by name ken en so bietjie wat hulle doen nie, maar dat ek iets van hulle sal ken en Verlani sal leer ken ensovoorts. En ken ons mekaar in die liggaam so of nie? En hoe kan die Here ons help om te groei in dit? Vanoggend daarvoor gebid. En julle, is my so mooi om na jou te luister vanoggend om Ellen. Is maar net so as ons ouer raak, dan begin ons beter sien. Dit is natuurlik net as ons die Here toelaat, jy weet, partykeer begin ons minder sien. Maar dis wanneer bitterheid en onvergewensgesindheid of maar so die wysheid wat kom soos wat ons lanksaam met die Here stap en ons kan begin. Want jy het die voorreg om te kan terugkyk hoe hy gewerk in jou lewe. Wanneer ons hom kort volg, het ons nog nie daai voorreg nie. En dit is partykeer meer frustrasies en meer vrae. Maar hoe langer ons saam met hom stap, hoe meer raak die bakens wat hy opgerig het waarop ons kan staan. Ja, dat ek heeltemal uit my storie uit. So my ervaring in die lewe is, die woord leer dit, ek dink enige navorsing sal dit uitwys. Die gevoel om te behoort is een van die grootste behoeftes wat 'n mens het, om te voel ek behoort. Nou, ek wil die stelling vanoggend maak, om aan te sluit by Brett en dan wil ek dit verder vat. Om te voel ek behoort, kan nie gebeur sonder dat ek geken word. Ek lees eendag 'n boek oor, en die boek se opskrif het my gevang, Sticky Church. En, so, sticky, taierig. En ek begin die boek deurlees, en daar's een lyntjie wat ek seker vir die res van my lewe sal onthou, en partykeer in die kerk gebeur het, we are friendly but we don't connect. We are friendly and polite, but we don't know. En ek het dit al hier gesê, ek gaan dit vanoggend weer sê, die vroukie wat aantekeninge gemaak het, 18 jaar in terminally ill ward, ek weet nie wat die Afrikaans daarvoor is, ek kan jy onthou al het maar die wat is nommer 1 behoefte, die nommer 1 ding waaroor mense spyt was, waar hulle in hulle, wat is terminaal siek, versorg is. Vroukie het 18 jaar daar gewerk en begin aantekeninge maak van die gesprekke wat sy met mense gehad het. Wat was die nommer 1 ding waaroor mense spyt was? Dat hulle nie meer tyd saam met ons liefdes spandeer. Dit was een van die boonste 3. Wat was die nommer 1? Niemand het my geken nie. Ek wil huil daaroor. Niemand het my geken nie. Nie nou net omdat dit hartseer is nie, omdat ek ook partykeer self 'n ervaring daarvan het. Het jy nie ook die ervaring partykeer daarvan? Dat ek voel partykeer iemand ken my nog nie regtig nie. So, en ek weet nog nooit 'n preek voorberei op 'n seksistiese manier nie, maar vanoggend se preek is net vir die mans, die vrouens kan ontspan. Maar julle mag nie huis toe gaan en vir hulle sê ek het julle gesê nie. So vanoggend is net vir die mans. Want om een of ander rede, miskien is daar iemand wat weet wat die rede is, sukkel mans die meeste hiermee. Om geken te word en om moeite te doen om iemand te ken. En as ons vanoggend oor hierdie onderwerp praat, dan wil ek hê moet jy dit op 2 maniere hoor. Die een is, hoe ken mense jou? En die tweede een is, hoe doen jy moeite om iemand anders te ken? Want dieselfde behoefte wat jy het aan 'n goeie vriend, kan jy vervul. En die lewe werk altyd so, dit wat ons gee, ontvang ons. En as ons sukkel om dit te gee, dan sukkel ons ook om dit te ontvang. So,
Die een belangrike sleutel wat mans vergeet, is dat die lewe 'n spanspel is en nie 'n individuele spel nie. En as ek dit sê, dis nie 'n spanspel saam met jou vrou en jou gesin nie. Dis ook 'n spanspel saam met goeie vriende, saam met 'n mentor of iemand wie jy mentor. Sonder hierdie belangrike elemente in ons lewe, stap ons friendly and more connected than ever, but still alone. En ek hoop, ek praat nie vanoggend hieroor, ek het reg gekry nie oor, ek het in my eie lewe identifiseer en ek het in mans om my lewe identifiseer. And we need to trust God if we want to be a healthy community. If you want to be a healthy husband and a healthy friend, it won't happen without being really connected and known by other men in our congregation or outside the congregation. So mag die Here vanoggend vir ons help met dit. En ek wil lees uit Efesiërs 4 vers 19 uit. Julle is dus nie meer uitlanders en bywoners nie. En ek dink jy kan vanoggend dalk ontstellend baie mense hulle hand opsteek en sê ek is nou al 'n redelike tydjie hier, maar ek voel nog baie keer soos 'n uitlander en soos 'n buitestander. En ek weet nie, omdat jy baie keer die alleenheid as man ervaar, moet dit ons eintlik tot trane dryf dat ander mans tussen ons dit ook ervaar. En dat ek en jy iets daaraan kan doen. Maar julle is medeburgers wat aan God behoort, ja, julle is lede van God se huisgesin, wat gebou is op die fundament van die apostels en die profete. Christus is self die hoekklip, op wie die hele gebou, terwyl dit kunstig in mekaar gepas word, verrys tot 'n tempel wat aan die Here toe verrys is. Deur julle verhouding met hom word julle ook saam opgebou tot 'n gebou waarin God deur sy Gees woon. En hierdie skrifgedeelte is net absoluut duidelik dat om as deel van die liggaam te stap is nie 'n alleenstap nie. Dit is 'n stap wat in mekaar gemessel is. En ek dink as ons mans eerlik is, dan sal elkeen van ons erken dat die diep behoefte wat ons het om deel van mans in ons lewens 'n intieme verhouding te hê, nie deur ons vrou, ons kinders of ons karier vervul kan word nie. Impossible. Want God het ons so gemaak. Ek het weer gaan luister, toe ek in 2010 hier gekom het, dit was mooi tye, ek weet nie, ek kan nie onthou, weet jy of jy van die jong manne is wat daai tyd deel was van daai jong manne groepe wat ons gedoen het, en goeie tye man, ek het meeste van die aande snot en trane gehuil as ek by die huis kom. Net oor die seer. Maar mooi, ons het gevoel ons is deel van mekaar, ons het mekaar leer ken, ons kon saam groei en saam die uitdagings van die lewe doen. Ek gaan luister weer na een van die ouens wie se materiaal ek daai tyd na gaan opsoek het. Ek het altyd sy naam verkeerd. Sy van was Louis gewees, of hy is nog steeds, ek dink hy lewe nog. En hy het gesê, God has created us to be a band of brothers. En die hartseer vir my is, dat dit vir my partykeer lyk toe ons ongelowig was, het ons meer hiervan beleef, as 'n gelowige. Tja, is nie hartseer nie. To be a band of brothers. Het was natuurlijk meeste van die tyd met verkeerde goed gewees, but at least we felt what it meant to be part of a band of brothers. And in some way we lose it. We lose it completely. Ek weet nie hoekom nie. Ek het aan hierdie lied gedink. My seun het op 'n tyd aanvanklik tot my ontsteltenis toe later, toe kyk ek maar saam meer sokker gekyk as rugby. En een van die clubs, die bekende clubs in Engeland, het hierdie anthem wat hulle sing voor elke wedstryd wat hulle speel. Ek sien die sokker ouens maak klaar so hulle weet. Liverpool, you'll never walk alone. En
Eerens wil ek net vanoggend vir elke man wat hier sit sê, daar's 'n diep behoefte in jou om nie alleen te loop nie. And if we don't do about it, it's not going to get better. We'll have to do something about it. Ons sal moet inisiatief neem. Ons sal moet die Here vra vir hulp. Dit is nie vir ons goed nie, vir niemand van ons nie. So, kom ons kyk gou sommer vinnig net na die woorde en dis nou regtig 'n baie wêreldse liedjie, maar daar's 'n stuk waarheid in, daar's 'n stuk visual expression in dit waarmee die God elke man gemaak het om na te hunker. 'n worship song gewees het as dit in die kerk gesing is. Want dit is wat God vir ons beloof, jy beloof, ons is nooit alleen nie. Maar een van die belangrike waarhede dink ek wat ons as gemeenskap van gelowiges mis, is dat God homself deur die liggaam aan mekaar wys. En ons wil baie keer hê ons moet iets van God ervaar sonder dat ons dit leef. It's impossible, it can't happen. En as ek en jy wil hê dat ons broer moet ervaar dat God met hom is, so Here help my dat ek met hom is. Want ek sien en ek ervaar en ek leef en beleef iets daarvan. Ek gaan baie prakties, want ek dink met die klein bietjie wat ek gedeel het, hopelik kan meeste van die mans hier sit, ek het meer van dit in my lewe nodig as wat ek op die oomblik het. As braaf genoeg is, wie kan daarmee saamstem? Ek het meer hiervan nodig as wat ek op die oomblik in my lewe het. En so die vraag is, maar wat nou? Hoe doen ons dit? So ek het 'n paar praktiese goed wat ek net wil deel, wat vir ons kan help hiermee. So 3 van die verhoudings wat ek reeds genoem het, wat ons elkeen nodig het in die lewe en wat kan help om hierin te groei. En die eerste een is, ons het al baie oor gepraat is, het jy iemand met wie jy as 'n mentor by mekaar kan kom? So mooi gewees oom Willem, as ek uit oom Willem se van uit Botha, word 70 en ek ken vir Willem seker omtrent 20 jaar en sommer net gisteraand by sy 70ste verjaarsdag die lang pad wat hy stap saam met 'n ouer man aan wie hy accountable is en met wie hy hierdie verhouding gedefinieer het en hoeveel dit vir hom deur die jare beteken het. Het dit sy lewe sonder probleme gemaak glad nie, maar het dit hom gehelp om op die pad te bly deur sy probleme, ja. Wonderlike getuienis gewees en so dis gewoonlik in die jonger deel van jou lewe, maar ek ken ouens van 75 wat nog 'n mentor het. Ja, ek dink hy's 72. Om Willem is 70, hy het nog 'n mentor. So dit hoef nie op te hou in ons lewe nie. Maar dit is veral belangrik in die eerste helfte van ons lewe om seker te maak dat ons by iemand gaan sit. En ek wil vanoggend vir ouer mans aanmoedig. Ek en albei donderdagmiddag praat hy oor hoe jong manne net als opeet, omdat hy sy tyd vir hulle gee. En mag die Here ons help om kapasiteit en tyd daarvoor te maak. Ek wil jou aanmoedig as jy jou dagboek oopmaak, moet daar ergens 'n spasie in wees wat jy neergeskryf het waar jy jou tyd vir manne wat jonger as jy is moet gee. En die vraag is hoekom? My ervaring daarvan is, dit gee vir my energie, betekenis en dit groei myself. Dit gee sin aan die lewe, hoekom ek hier is en hoe ek jonger manne kan help om nie op dieselfde pad te stap as wat ek gestap het nie. Die tweede belangrike een wat reg deur jou lewe belangrik is vir mans, is sy aan sy vriende. En ek weet nie hoekom dit gebeur hier, Rian, dalk weet jy. Maar tussen 20 en 30 het ons dit. En as ons op 40 ons oë uitvee, dan is ons alleen. En as ons ouer raak ons net al besiger. Ons het 3 vriende, maar ons maak nie meer tyd vir mekaar nie. Ons laat toe dat ons dagboeke vol is van goed wat ons moet doen. En weinig tyd vir die goed wat ons wil doen.
En so sy aan sy vriende, het baie keer baie teleurstellings in. En partykeer persoe jy 'n vriendskap met iemand en die persoon stel nie belang om met jou 'n vriend te wees nie. It happens. But without taking initiative, nothing is going to happen. You surely end up alone. En daarom moet ons 'n risiko loop. En die vraag is, hoe kom ons tussen manne en spandeer tyd saam met manne, sodat ons kan identifiseer, waar's iemand vir wie dit lyk vir my of ek mee 'n vriendskap kan opbou. Vir my moes ek hoeveel keer al langs die pad om verskoning, om vergifnis vra, weer 'n vriend kontak en sê, ons kan nie so aangaan nie, kom ons kom weer by mekaar. Dit gebeur ook. Maar ek het nog altyd ervaar, wanneer ek vriendskappe herstel het, is my vriendskap dieper as wat dit was voor die tyd. Wanneer ons die moed gehad het om dit te doen. En ek wil vir manne sê, manne, julle kan nie sonder sy aan sy vriende deur die lewe stap he. Manne wat jou ken vir wie jy is, met wie jy gereeld tyd spandeer. Jou vrou is baie oulik en belangrik, maar sy kan nie dit vir jou doen wat sy aan sy vriende vir jou kan doen nie. En dan soos ons ouer raak, en ons hoef nie eers baie oud te wees nie. Ek het die voorreg om 24, 25-jarige jong man wat Jesus dien, te sien hoe hy iemand van 19 onder sy vlerk neem, en hom mentor, en hom help, want hy het niemand anders nie. Hy is net hy. So ek wil jou aanmoedig om te gaan sit, en ek wonder vanoggend as ons bladsytjies moet uitdeel en jy moet neerskryf, hierdie verhoudinge, wat gaan jy neerskryf, Joe? Chart, wat gaan jy neerskryf? Wie is die verhoudings? En dan wil ek vra, maar wanneer laas en hoe gereeld was jy met hierdie verhoudings by mekaar? Maak julle tyd vir mekaar? Kom julle by mekaar? En as julle by mekaar kom, gaan dit oor iets anders as die rugby en die werk en die boerdery en jag en visvang. Waaroor praat ons? Ek weet nie van julle nie, maar ek kon my al 'n wonderlike goed inpraat op my eie. Dis grootste nonsens. Myself wys maak. Later begin glo. Hoekom? Omdat ek op my eie daaroor dink en op my eie daaroor praat. Vreemde goed wat ek by myself kan wys maak. En daarom wil ek sommer net in kort sê, manne, jy het meer as 2 oë nodig om hierdie lewe te sien vir wat dit is. Jou 2 oë alleen gaan dit nie doen nie. En daar sekere gedeeltes wat jou vrou ook nie gaan doen nie. Ook die Sondagoggend se preek nie. Of jou stilte tyd. Of die goed wat jy dalk ontvang van iemand se dagstukkies. It's not gonna do it. Jy het ander manne nodig wat saam met jou na jou situasie kan kyk. Die tweede gevolg van alleenstap is 'n los lewe. As jy weer sien, begin jy goed doen wat jy nie sou gedoen het, as jy saam met manne gestap het, aan wie jy deursigtig en accountable leef nie. Het goed ingeslyp, goed wat in jou vorige lewe gepas het. So, 'n los lewe. Man, ek sien hierdie derde punt, en ek sien hom baie keer aan my eie lewe se deurklop, is 'n verlies aan motivering vir die belangriker dinge van die lewe. I just want to leave it. Lewe maar net vir myself, vir my kinders, my gesin, en vergeet van die belangriker goed waarna toe die Here ons geroep het. En ons het mekaar nodig om gemotiveerd te bly, om verbind te bly aan dit. En hierdie goed kom gewoonlik in ons lewe in, net omdat daar 'n verlore geleentheid van deursigtigheid is. En in ons vorige lewe het hierdie kameraderie ons gewoonlik na laer goed in die lewe geroep. Maar in hierdie seisoen is ons veronderstel om mekaar na hoër dinge in die lewe te roep. En kan ons dit doen? Doen ons dit? Hoe gaan ons mekaar help daarmee? Ek weet nie of julle, baie van julle is al langer en net so lank soos ek in die kerk. En ek dink wat vir my baie keer hartseer is om te sien,
is wanneer iemand op sy beste toegerus is, en ervaring het van die lewe, dan is dit asof ons moeg raak, om die dinge van die Here te doen. Dan soek ons, die ouens, wat 10 jaar terug saam met ons gestap het, en 15 jaar terug saam met ons gestap het. En dis hierdie ding, dis alleenheid wat dit veroorsaak. En dit bring 'n verlies aan die motivering om te doen waarvoor die Here ons geroep het om te doen. We're alone. And we drift. En mag die Here ons help om dit nie met ons te gebeur nie, en miskien moet ons op daai noot vir mekaar sê, as jy sulke vriende het jy verantwoordelikheid om toe te ry. Wat 'n verlies aan motivering het vir die belangriker dinge van hierdie lewe. En opgevang is in die redreis van hierdie wêreld. Ry na hom toe. Gaan sien hom. As ons hierdie goed toelaat, man, toe ek nou weer hierdie goed hoor en lees, dink ek, te waar. Waar jy opeindig as jy alleen is, gaan die volgende goed deur jou kop. Niemand weet nie. Niemand verstaan nie. Niemand gee eintlik om nie. No one gives a rip. Ek is op my eie, en ek moet dit self maak werk. Dis waar ons opeindig, as ons alleen is. En die hartseer ding is, dis meeste van die tyd ons eie toedoen, dat ons daar opeindig. Meeste van die tyd wil ons iemand nou die skuld daarvoor gee. Maar dis baie keer net ons eie leefwyse en keuses. Ons kan baie skrif hieroor lees. Maar ek dink net die persoonlike ervaring hiervan behoort vir ons as mans genoeg te wees om te sê dat hierdie iets is waaraan ons moet aandag gee in ons lewe. Ons weet dat, het is my interessant dat Salomo sulke briljante waarhede hieroor geskryf het. Maar as ek na sy lewe op die ouend kyk, wonder ek of hy iets af van self gedoen het. Want die Salomo wat skryf, yster slyp yster, en so vorm vriende mekaar. Dan wonder ek wie hom geslyp het. Maar laat hom nou daar, vraag is vanoggend, wie slyp vir my en jou? Hoe laat ons toe dat ons geslyp word deur vriende? En slyp, ek weet nie wie van julle so nou en dan 'n mes slyp nie. Jy kan hom nie in die lug slyp nie. Hy moet op die klip kom. En as ek nou iets daarvan moet maak is, ek en Johnny kan mekaar nie op 'n afstand slyp nie. Geen slyp vind plaas as die afstand tussen ons te ver is nie. Kan nie slyp nie. En dis wat met ons gebeur. Spreuke 18 vers 24, vriende kan mekaar verwoes. Daar kan ook 'n vriend wees wat nader aan jou is as jou eie broer. En vanoggend as jy moet neerskryf, die manne van Donilaf, hy lyk vir my die jongste hierso. Weet, ek gaan nie sê wie die oudste is nie. Is die vraag, as jy met, ek dink jy is bevoorreg as jy 3 name kan neerskryf. Mans is bevoorreg as hulle 3 name kan neerskryf, wat hulle slyp in die lewe. My vraag is, wie is die 3 mans? As jy dit moet neerskryf vanoggend. Wie is die 3 manne wat jou slyp? En 'n ander vraag wat net so belangrik is, met wie doen jy moeite vir wie jy slyp? Partykeer lyk ons mans vir my soos 'n hoërskooldans. Ek weet nie of julle onthou in graad 8 he. Sit ons nou so om die baan, sit en kyk mekaar. En wag. En die liedjie speel en die volgende liedjie speel, maar meeste van ons sit nog steeds en wag. En so gaan die jare verby. En ons sit en ons wag dat iets moet verander. Vir wie is jy 'n vriend op wie se lojaliteit hy altyd kan reken?
vraag as nie vanoggend of jy so 'n vriend het op wie jy kan reken nie. Ek wil vra, vir wie is jy daai vriend? Op wie iemand altyd kan reken? Jou broer is gebore om jou te help wanneer daar probleme is. So prakties, drie stukkies raad. Die vraag is, as ons mekaar wil slyp, dan moet albei weet, ek is aan sy kant van die tafel. Ek sit nie teenoor hom nie. Ek is lojaal aan hom. Ek het hom lief, en wanneer ons in slypsituasies is dit omdat ek lief is vir hom. En ek dink baie keer kom mans by die plek waar hulle sê, maar niemand gee om nie, want niemand slyp my nie. Ons eet die leuen baie keer van as iemand met my sal slyp, dat ons gaan aanstoot gee. Slyp sê, jy's lief vir my. Kinders sonder grense sê, my parents don't care. Dis wat hulle ervaar op die einde van die dag. Grense sê vir hulle, my ouers het my lief. Dis niks anders tussen verhoudings tussen my en Joe of Chart nie. Grense, slypwerk sê, jy's lief vir my. So moenie die nonsens eet om te sê dat wanneer ons 'n slyp verhouding het, wanneer dit nodig is, dat dit jou verder van my af gaan dryf nie. Dit gaan jou nader bring aan my. En so vir wie is jy lojaal? Wie se pyn ken jy? Deur watter aanstoot het jy gewerk om seker te maak dat iemand weet dat jy lojaal is aan hom? Want wanneer daar wrywing is, of wanneer daar, ek weet nie of jy dit ook oorkom met partykeer Joe, dan wag ek dat 'n vriend nou 'n slag vir my gaan bel. Dan dink ek gaan hom nie weer bel, ek het hom nou die laaste 3 keer gebel, ek wag nou vir hom. Ek weet nie of ek so eerlik mag wees, ekskuus. Maar weet jy wat het ek agtergekom in die lewe wat gebeur? Meeste van die tyd gaan my vriend deur 'n moeilike tyd. Meeste van die tyd. Is dit hoekom daar stilte aan sy kant van die lyn is. En dat dit juis die tyd is wat ek die telefoon moet optel of na hom toe moet ry. So is ons lojaal aan ons vriende. En hoe kan ons dit prakties uitleef? En sonder inisiatief ervaar iemand verwerping en nie lojaliteit nie. So my vraag vir ons manne vanoggend is, watter inisiatief het jy in die laaste maand ten opsigte van jou vriendskappe geneem? Hoe lyk dit in praktyk? En ek wil weer sê, ons kan baie goed vir mekaar sê, maar as dit nie na aksie toe oorgaan nie, dan gee dit 'n vasdrapplek vir die vyand om te sê, it's not what he says. Getrou aan gedeelde waardes. So ek dink wanneer ons in vriendskappe is die vraag, wat is ons gedeelde waardes en hoe is ek en jy getrou daaraan? Ek onthou toe ek en Marinda tot bekering gekom het, toe het ons nie meer die gedeelde waardes met die vriendekring wat ons gehad het nie. En daarom was ons omtrent so 'n maand na ons bekering sonder vriende gewees. Ek weet nie of dit dalk met jou ook gebeur het nie. As daar nie gedeelde waardes is nie, is vriendskappe moeilik en bestaan hulle nie langtermyn sinvol nie. Maar as ons dan 'n vriendskap langtermyn pursue, dan is dit belangrik dat ons daai gedeelde waardes pursue. Sonder gedeelde waardes is die hegtheid van ons vriendskappe nie wat dit moet wees nie. Mag die Here ons help daarin. Mag ons dink oor ons vriendskappe en vra, maar hoekom is ons vriende? Wat is die gedeelde waardes wat gemaak het dat ons meer en meer tyd saam spandeer het? En bly ek getrou aan daai waardes? Want dit bou in ons vriendskappe in. Dink ietsie anders wat man, ek onthou toe ons jonger is, maar dit was soos ek sê nou ongelukkig vir heel verkeerde goed, hoe die manne ons aangecheer het om dinge te doen. En my vraag is, dat niks verander nie. Die behoefte en die nood daaraan tussen mans om mekaar aan te moedig in hierdie lewe,
bestaan nog net so, soos toe waar jy 21 was en 19 was. Ek onthou vanoggend toe ek nou weer bietjie deur alles gaan. Nou dink ek aan, maar ek kan nou nie alles vertel waaraan ouens ons aangemoedig het nie. Ek gaan maar net een mooi ding vertel. Maar ek kan onthou hoe ek en die universiteitsvriend van my, ons gaan speel die dag golf, nou kom ons daar vanaf terug en hy ry verby 'n blommeverkoper. Ek sê hy met Stille, ek wil 'n bos blomme koop. Hy sê wat? Hy weet nou niks. Ek het nou van Marinda raak gesien nie. Nou koop ek die bos blomme daar. Maar weet jy, ek onthou tot vandag toe hoe sy aanmoediging en sy inspirasie, ek weet nie eers wat ek het wil noem, sommer net sy goedkeuring en aanmoediging om Marinda te pursue. Hoe het my goed laat voel het. Ek onthou my pa het Marinda net een keer ontmoet. Hy kyk my so, nou sy is daar in by die huis wat sy gebly het om iets te gaan haal. Hy vra vir my, wat is jou plan met die meisie? Nee pa, ek weet nou nog nie eintlik, jy weet, ek kyk nou maar nog. En hy sê vir my, ek dink is 'n oulike meisie, ek dink jy moet bietjie moeite maak met haar. En hoe 'n ouer man, dit was nou my pa, dit kan 'n ander man ook wees, maar hoe manne van tyd tot tyd in jou lewe inspreek. En wat dit aan jou doen. En niks het verander nie. Dit verander nie as ons ouer word nie, ons het dit nog net so nodig. En vanoggend is my vraag, kan jy daai man vir 'n ander man wees? Sal jy die geleentheid soek om iemand te affirm en te sê, well done, hou so aan, jy doen goed. Weet jy, dit lyk vir my moeilik waarmee jy besig is, maar jy kan dit doen. Ek dink jy kan dit doen. Ek is donderdag daar op die plaas en daar het 'n nuwe jong man met wie ek bietjie meer tyd spandeer, begin werk by my jonger broer saam met hom. En hy kom in die kantoor in en ons is besig, hy is verantwoordelik vir die besproeiing op die eenheid en nou vind hy nog sy voete, jy weet, is onbekend hoe dit werk en hoe dit ontwerp is en wat moet gebeur en wat is nat en wat is droog vir ons en hy en my broer vind mekaar nog en toe hy instap, hy kom nou dat ons drie dit nou kan saam bespreek, jy weet. En ek sê vir hom, Julian, ons gaan nou baie praat. Maar al wat ek wil hê, jy moet onthou as jy hier uitstap, dit lyk baie goed. Jy doen 'n brilliant job. Want as ons nou hierdie klomp fine-tuning goed oor praat, dan is die kanse baie goed dat jy uitstap. En jy dink, ek het so baie goed wat ek beter moet doen. Ek wil hê dit moet gebeur hê. Ek wil hê hierdie kennis wat ons nou hier gaan deel, moet jou nog beter maak, maar jy doen reeds briljant. Ek kan nie vir jou sê wat se verskil dit in daai jong ou in 'n oomblik gemaak het. Hoe hy kon luister na dit wat ons nou gaan sê, het so verander. Hoekom? Because he was affirmed. En een van die redes wat ek dink hoekom ons nie mekaar kan slyp nie, is we lack to affirm one another. It's not happening. Ek lees navorsing wat ouens doen. Affirmation has at least a 6-week influence. Correction, 1 week, maybe 2 weeks. 6 weeks influence in someone's life. So die vraag vanoggend vir ons is, wanneer laas het jy iemand affirm? Wanneer het jy 'n broer, 'n jonger, 'n ouer man, 'n man tot man, jou side friends, wanneer laas het jy hom affirm? Om te sê, well done. Ek is trots op wat jy doen. Hoe gaan dit met jou gesin, met jou huis? En daarom, ek wil vanoggend ek wil nie geestelik oor die goed praat. Ek wil praat prakties. Wat doen ons? Hoe leef ons dit? As ons almal het hierdie behoefte. But it's time to take action. So 3 goed wat belangrik is in hierdie side-by-side friendships is om lojaal te wees aan mekaar, om daai gedeelde waardes wat ons het te pursue en affirmation. Dis nie net vir ons kinders waar nie. Ons weet dit as parents. Ek dink die navorsing, ek het gister weer gelees, die navorsing, ek weet nie eintlik hoe die navorsing doen nie, maar dit daar gelaat, 5 keer affirm for 1 correction. So hoe gaan ons met ons seuns om? Hoe gaan ons by die skool om? Hoe gaan ons by die werk om? Affirmation has a 6 weeks influence. Correction, 1 week.
Ek wil afsluit met 3 praktiese stukkies raad. Ryk uit. Ryk uit. Moenie graad 8 teen die dansmuur wees nie. Ryk uit. Loop die risiko. Loop die risiko. Dis beter om teleurgestel te wees as om alleen te wees. Kom gereeld by mekaar. Ek dink is een van die foute wat ons maak, wat ek in my vriendskappe maak. I just don't set time apart. Selfs nie eers met die vriende wat ek gesê het, ek wil 'n vriendskap met jou persoon nie. Weet jy of het 10 of 15 jaar terug is, wat ek sulke gesprekke met manne gehad het. But if we don't set time apart to meet regularly, there's no friendship. En ek wil afsluit om te sê, get real. Praat oor wat die binne in aangaan. Ek dink vanoggend aan die woord sielsgenote. Nou, ons kan nie oppervlakkig praat en ons wil, weet jy wat 'n sielsgenoot se definisie is, maar klink dit vir my na iets wat 'n mens kan hê. Sukkel jy jou drome, hartsvriende, deel jy jou drome en jou gesukkel en jou mislukkings, praat julle geestelik, bid julle vir mekaar, praat julle oor hoe dit met julle verhoudings gaan, julle is reël, praat julle oor julle pyn met mekaar. Dis wanneer ons vriendskappe bou, wat hou. Ek hoor die laaste met hierdie mooi storieetjie en ja man, dit was vir my mooi gewees. Toe ek hierdie storie lees, luister. Hulle vertel in die Eerste Wêreldoorlog. Ag, julle tog. Help my Rian, wil jy die storie vertel of ken jy hom? In die Eerste Wêreldoorlog, 2 boesemvriende, en net deel van die Eerste Wêreldoorlog se krygstaktiek was dood eenvoudig om uit daai loodgrawe uit op te spring en op die slagveld uit te storm. Hulle maai mekaar af en hoop op een of ander manier wen ons met hierdie taktiek. Ek is nou nie 'n oorlogskenner nie, maar dis in kort wat baie in die Eerste Wêreldoorlog gebeur het. Hulle het maar net vir jou vir kanonvoer uitgestuur, jy weet. En hierdie 2 vriende sit in die loopgraaf en boesemvriende, sielsgenote, ken alles van mekaar. Hulle spring uit, hulle storm en terwyl al die bloed in die klei te spat en hulle terug retrieve het, kom hierdie een vriend agter, maar sy vriend is met hom. En hy spring weer uit en 'n offisier gryp hom. En hy sê vir my, simpel, moenie uitgaan nie, bly hierso. En hy ruk hom los en hy hardloop. En na 'n ruk kom hy terug en die offisier vra van waar is hy? Hy sê vir my, is dood. Offisier sê vir my, ek het vir jou gesê, jy stel jou lewe in gevaar, jy mors jou tyd. Hy sê, no, I didn't. Hy sê, toe kom te lewe hy nog. Toe sê sy vriend vir my, ek het geweet jy gaan kom. Dankie Jakobus. Ek gaan luister na hierdie storie uit die Eerste Wêreldoorlog uit. Ek luister na Jakobus en ek vra die Here help my om daai vriend te wees vir iemand. Om op te daag terwyl hy gewag het. En hy kan sê ek het geweet jy gaan kom. Ek moes 'n vriend wat my afgeskryf het hierdie week weer kontak maak en sê kan ek kom? Kan ek by jou draai kom maak, dat ons kan praat. So ek wil ons mans vanoggend aanmoedig. Manne, die lewe is 'n spanspel. Jy het nodig om deel te wees van 'n span. Niemand anders kan daai rol vervul as ander manne in jou lewe nie. Kom ons sluit daarmee af en vra die Here om ons te help. Vader, dankie dat ons vanoggend, tussen trane en hartseer, net omdat ons die pyn ervaar van alleen wees en die pyn van ander manne wat alleen is,
na U toe kan draai en sê, Lord, thank you that you are with us, but help us to present you to other men. Here, die ou storieetjie van die kleintjie wat gesê het, ek soek vir Jesus met 'n vel aan. En partykeer voel ons manne ook om God in 'n broer te hê en 'n broer te sien, die teenwoordigheid te ervaar en om te kan sê, ons het geweet, jy sal kom. Ek wil bid, Here, dat U vir ons sal help om inisiatief te neem, om moed te hê. Here, help ons om deur al ons prioriteite te sif en te kanseleer wat moet gekanseleer word, sodat ons tyd het om met mekaar tyd te spandeer, mekaar te ondersteun. Here, help ons om te affirm, te bemoedig, mekaar aan te moedig, reg te help wanneer nodig is. Gee ons die kapasiteit daarvoor. Gee ons liefde vir mekaar, Here. En ons weet, ons kan dit nie vir almal doen nie, Here, maar help ons om dit vir 'n groep te doen. Ons vertrou U om hierdie verhoudinge waar dit nie bestaan nie, aan mekaar te sit. En ons vertrou U ook om hierdie verhoudinge waar dit miskien in die verlede bestaan het, ja, Here, weer reg te maak en op te tel, weer te investeer, sodat ons ook kan sê, op 'n Bybelse manier, we are a part of a band of brothers. En ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Amen.